begin vandag deur Rit 2 te lees voordat jy verder luister. Die tweede hoofstuk van Rit wys vir ons hoe Naomi en Rit van plan was om te oorleef op hulle eie. As twee kinderlose weduwees het hulle geen regte gehad nie en geen eiendom nie, en hulle moes staat maak op die goedheid van ander om te oorleef. Ons sien hier hoe Rit gebruik maak van die wet wat die Here vir die Israeliete gegee het, dat hulle nie are wat val op die grond tydens die oes mag optel nie, sodat mense in nood dit kan kry. Sy beland natuurlik op Boas, 'n familielid van Elimelech se land. 'n baie goeie teken vir waarheen die verhaal op pad is. Boas vind uit wie sy is en is uiters beïndruk met haar verbintenis aan haar skoonma. Hy het haar toegelaat om van meer van die gars op te tel en te vat as wat gewoonlik onder die Israelitiese wet toegelaat is, en het vir haar gesê om aan te hou kom na sy lande toe, totdat die oes verby is. Boas het reeds op hierdie manier vir Rit en Naomi begin sorg, selfs nog voordat daar sprake was dat hy as losser kon optree vir hulle. Boas het met 'n klein gebaar, wat eintlik nie veel aan hom gedoen het in terme van rykdom nie, 'n baie groot verskil aan die sekuriteit van hierdie twee weduwees gemaak.